podcast. Goeienaand luisteraars, baie welkom by ons heel eerste. Welkom terug, dames en here, by episode 11 van die Harry en Joe Experience. Dankie dat julle ingeskakel het. En ekskuus dat ons so 'n klein bietjie aan die stiller kant was. Hierdie jaar het vir my en Joe eintlik oor die agterkop gevoeter, so heel aan die begin. Maar dit was eintlik eers Februarie, so dit was laat. Hy het ons eintlik laat getref. Ja, kom ek stel dit so. Joe het begin werk en ek het begin swat. En op 'n stadium het daar net 'n vlak van goed gekom waar ons dit eers moet uitfigure voordat ons al ons hoe kan ek dit stel, energie en tyd kan spandeer soos aan hierdie. Ja. Want hierdie is eintlik hoe stel ek dit? Die prioriteit in my lewe, maar alhoewel dit nie dalk altyd so lyk nie. Maar jy sal hoor, Herman is 'n bietjie siek ook. Ja. So partykeer tref jy goed jou maar terwyl jy met iets besig is wat vir jou passievol is en ons geniet hierdie ongelooflik baie, dan tref so iets jou en dan is daar 'n klomp ander goed wat ook 'n rol speel. As jy hierdie kykie net 'n ding soos teen iemand wat snyf, hierdie is dalk nie die episode vir jou nie. Skip die video. Of soos Ek weet nie of ek die episode gaan maak nie. Figure dit net uit, maar ek vra nederig om verskoning. Ek gaan werklik my bes probeer om my oë oop te hou en om nie te veel te nies. Herman sal elke snyf uit-edit. Maar nietemin, Nou, dit gaan nie. hierdie is weer een van daai gesprekke wat ons net lekker gesels oor alles wat nou aangaan. Ons het 'n paar interessante gaste wat opvolg. Ons wil hulle nog nie vir julle bekendstel nie, want ons is self nog nie heeltemal seker oor hulle nie. Maar ja, weet net, Daar kom 'n paar hier kom 'n goeies paar goeies op. Ja. So en ons sien uit daarvoor. Ons podcast doen goed. Ja. Dis dalk goed om te sê ook dat ons staan nou op 600,000 views op alle platforme. Kom ek sê dit so. Maar dis alles te danke. Maar ek weet nie, maar kom ons gaan aan. Platforme, dis alles te danke aan julle. Ja, dis eintlik regtig, mal. ongelooflik. Ons is nou 4 maande. Ja. Ons staan nou naby aan 5 maande aan die gang en Ja. En as jy na baie mense kyk wat podcast begin, hulle gaan kry byvoorbeeld jou supersportsterre en daai tipe goed wat ook fyn is. Maar ons probeer bietjie die jeug om ons betrokke kry en die mense Ja. wat ons dink baie potensiaal het. ons begin by ons gemeenskap voordat ons uitbrei. Yes, En ja. werklik uit die diepste gedeelte van ons harte uit Ja. baie dankie vir julle, want dit is julle wat hierdie moontlik maak. Dis werklik julle, al hierdie mense wat comment. Elke keer, soos een keer in 'n week wanneer 'n Van der Byl Parker op daai een Blerry van der Wildpark video comment. En Nee, dis weird. dit soos, maar dit maak my dag. Dit maak dat ek soos ek voel ons kry Maar die een kant ons kry iets soos- reg. Dit wys jou die algoritme goed werk. Ja, die algoritme is mal, nee. En dis jy noem 'n naam of 'n Ja. nuwe plek dan aktiveer hy hom daar. ja, en ek en Joe het nou al gesien, die verskillende algoritmes is eintlik soos dis opvallend. Te mekaar. Instagram se algoritme verskil van TikTok sin af en dit verskil dan ook weer van YouTube af en dit is so moeilik om 'n presedent te skep. Jy moet eintlik vir elke liewe toepassing waarop ons hierdie episodes plaas, moet jy 'n aparte gameplan hê. Ja, nee, dit is Want dis net niks is elke dieselfde. ding is anders, Een ja. video doen goed op TikTok, dan doen hy nie so goed op Instagram nie en vice versa. So, Ja. is eintlik nogal interessant. Ja, maar weer eens dankie vir julle ondersteuning. Ja. So wil ons nou eintlik met die gesprekke wegskop. As julle nie die nuus dopgehou het onlangs nie, Begin begin dalk dalk, want dit gaan jou toekoms bepaal. Dalk, ek weet nie, Suid-Afrika is 'n interessante plek, mens weet nooit wat hier gebeur nie. Ja. Mens weet nooit waar ons onsself ons neuse indruk nie en dan is ons na die tyd spyt nie. Maar wat ek wel kan sê is as jy in Qatar bly, my niggie hulle bly Qatar, hulle kon die missiele bo hulle koppe sien vlieg en hulle kon die bomme hoor val. So as jy dit nog nie dopgehou het nie, gaan kyk bietjie daarna. Ja. Dit is groot nuus. Trump, ek weet nie of sy ego net te groot is nie en of hy regtig 'n doel het agter hierdie, maar dis maar altyd die ding van hierdie oorlog tipe goed. Mens weet nooit in watter rigting hierdie gaan. Nee, dit is ek dink die mense verstaan wat werklik in hierdie wêreld van ons aangaan nie. Soos en hoe dit elke liewe ding van ons in 'n sin beïnvloed. Jy weet, want dit is
kom ons gebruik nou hierdie hele ding met die Midde-Ooste, dis 'n hele deurmekaar spul, maar daar's altyd een ou in Suid-Afrika wat die mentaliteit gaan hê van, oor dit raak my nie. Ja, dit raak jou, chomma, want nou, Dit het 'n soveel ewige skepe word nou eintlik tot stilstand geroep, en dit maak dat die bruto olieprys so vinnig toeneem, dat ons binnekort, en dit raak ons almal. Ons jy gaan weet. na Orania toe gaan soos in Willem se Willem, fietsry. ek's op pad. Ons gaan fietsry. Willem, werklik ou, nee, ek kan nie wag om fiets te ry nie. Ek gaan net 'n moped kry. Jy weet, ek dink, kom ons kry Harry en Joe mopeds. Dan ons kan 'n hele vloot kry van verskillende. Oh, hell ja. Ons Ons kry kry rond te ry. hierdie is 'n official soos aanbieding Orania. Ons kry vir elkeen van julle Harry en Joe moped. Dit sal nogal cool En wees. dit is hoe julle rond beweeg. Okay, maar in elk geval terug by die oorlog. Wat dink jy is Trump se idee mee agter hierdie? Ons het nou 'n bietjie self daar gesels af kamera. Maar wat is jou opinie? Dink jy hierdie is 'n goeie ding? Dink jy hierdie gaan 'n baie slegte ding ontaard? Kom ek stel dit so. Ek dink aan die een kant is dit goed dat Trump wys dat die FSA nog steeds die mag het wat hulle sê hulle het. Ek bedoel om oorlog te verklaar en binne 2 dae word jou supreme leader doodgemaak. Daai ou is al vir 40 jaar in aanbewind en hy sê nog altyd Death to America. So ek verstaan hoekom Amerika nie van hom hou nie, maar hy dreig hulle nog altyd en hy word binne op die tweede dag van die oorlog word hy doodgemaak. Ja, ek Soos, dis skrikwekkend. Dis Maar verskriklik. nee, kom ek stel dit so. Dis te vroeg vir my om soos met werklikheid te kan sê wat ek daarvan dink. Dink ek dit is goed? Nee. Ek like vrede. Ek sal verkies dat hierdie wêreld van ons nie die hele tyd met mekaar skoor soek nie. Maar dis almal raak nou betrokke. Jy weet, dis nou vir hoe lank Rusland en Oekraïne, nou is dit die FSA wat betrokke geraak het in die Midde-Ooste, Pakistan en wat se ons haat mekaar nou van Pakistan voor en af Afghanistan. in Afghanistan met die Taliban. Ek dink ek gaan Nieu-Seeland toe trek, Ja. soos at this point. Maar maar hierdie plekke voel ek Suid-Afrika, volgens statistieke is Suid-Afrika een van die veiligste plekke wat daar nou op die oomblik is. Maar wat hulle wel moet in ag neem, ons sit met 'n regering wat 'n verlede het van nie baie goeie besluite nie. En Ja, dit kan enige tyd in iets anders ontaard, maar wat my opinie oor Trump is hy's vir my baie interessante ou. Ek dink self ook dit is nog te vroeg ja. om te weet, maar ek dink net as jy nog Amerika se geskiedenis kyk met oorlog, het dit nog nooit regtig iets beter, nog nooit iets positief uit oorlog gekom wanneer Amerika hulle neus in 'n ander land se politiek Ja. of in ander land se goed insteek nie. Wat ek wel dink is hierdie 'n bietjie 'n meerderheid se doel. Dit het nie net 'n doel om die mag terug te gee nie, maar Iran se olie speel ook 'n baie groot rol in. Jy moet besef Hier's baie balle wat in die lug gehou word. ja, En hier's baie balle wat verskillende speletjies wat gespeel word. ja. Hierdie is nie net 'n kom ons maak die supreme leader dood nie. Dit is net eenvoudig dit nie. Ja, soos mense moet besef, as Amerika betrokke raak by iets en hulle sê dis as gevolg van morele redes, Dit is dalk 'n gedeelte. dis hè? baie selde. Ja, dit As gevolg van morele redes. Ja. Want ek bedoel, kyk na die Eerste Wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog, Vietnam, Korea, die Iran-Irak oorlog, letterlik alles het tog in 'n sin Amerika bevoordeel. Hulle is van die, ek dink die top wapen soos weapon manufacturers in die wêreld. Jy weet, en oorlog is gelyk aan geld in daai geval. Ja. Jy weet, so ek dink Hulle het baie ervaring daarop. ja, flip it. Al wat ek sê is ek sê nie Amerika het onderliggende behoeftes of bedoelings en hulle gaan ons almal skryf, jy sien wat ek sê nie. Ek dink net ons moet versigtig wees om te dink, o nee, hulle doen dit want hulle gee om oor ons. Wel, of net vir die rede was ook maar daar's baie Christene wat in die land doodgemaak word deur die supreme leader en Trump het gesê hy gaan dit stop want dit kan nie so aangaan nie en ek stem saam, dit is verskriklik.
as jy wat hier is 'n Christen is en jy kyk hierdie en jy dink iemand in jou land is besig om jou aan te val want jy kan nie op 'n Sondag kerk toe gaan nie of jy kan nie vir God bid in die aand nie of jy kan nie jou Bybel lees nie. Dis erg. Dis baie erg. Ja, Ons en besef nie daai ons druk is in onder sulke druk nie. bevoorregte posisie. Ek bedoel, ek dink ek het al daaroor ge-worry nie. Nee, en dit is my ding, so Trump aan die een kant is dit wel dan vir hom, aan die ander kant is dit regtig sy werk om daar in te klim. Het dit al ooit voorheen gewerk om by so iets in te klim? Nee, dit het nie. Hulle het nie 'n geskiedenis van dat dit al gewerk het nie. En het maak, want dit is soos altyd, as die leier doodgemaak word, daar's altyd iemand om hom te vervang. Ja, Dis nooit so, dis altyd hoe hierdie goed werk. ja, dis 'n Jy vreemde maak een ou storie dood daai. en die ander ou kom letterlik op. Maar Wat vir my interessant is as mens nou kom ons gebruik die metafoor van 'n skoolfight. Jy weet, Ja. dis nou asof twee ouens mekaar net voeter en dan een van die ouens wat kyk besef hy het beef met hierdie ou. Nou draai hierdie ou om en voeter, dan begin hulle mekaar slaan. Dis hoe dit vir my begin voel. Want as Rusland en Oekraïne voeter mekaar, dan En nog sit steeds. Israel en Gaza, hulle voeter mekaar, dan kom China en Taiwan. Jy weet, en skielik piets mekaar almal net en nou staan ons eintlik al verby die punt van 'n derde wêreldoorlog. Ek ja, dink want hierdie is ons- eintlik dit 'n voel- wêreldoorlog. dit voel nie vir ons hierdie is die derde wêreldoorlog nie, want niemand het al gesê die derde wêreldoorlog het aangebreek nie. Maar dit is tegnies al. Onthou, En kom ons kyk Frankryk nou is nou deel. Brittanje het vandag Duitsland. vir Amerika gesê hulle sal help met die defense. Ja, Kanada Want, ook. so- Kanada is ook saam met Ja, Kanada Amerika. het gesê hulle En stem wat saam. vir my eintlik verbasend is, Ja. want deesdae is Kanada verskriklik teen Maar kyk, die VSA's beweging. die ou wat hulle doodgemaak het, hy was evil. Hy was baie evil. Soos hy was Wel kyk, as hy jy was kyk na wat een in van sy die land slegste gebeur mense het. wat daar was. Jy weet, Hy's 'n tweede Hitler eintlik. As mense dit so kan sê, hy's die Hitler van die nuwe eeu. ek dink ek ken hom nou so goed soos jy nie. Ja, maar ek bedoel maar net hy maak baie Christene dood. Ja. En hy het 'n agenda wat hy dryf. Ja, Hy mens bou moet nuclear versigtig wees weapons daarvoor. Om om skade te bring. Sy ding is nie om tipiese koue wêreldoorlog Ja. idee te hou wat jy die ander ou weghou net omdat jy dit Ek dink jy vergeet bietjie van ons boy Kim Jong-un. Jy weet, hy's ook nie nou die terwyl jy beste- daarvan praat, die snaakse ding, ek kyk 'n video. Hy is weer verkies as president. Kan jy dit glo? met amper 100% vote Ja, ratio. met 100% vote ratio. En kan jy glo dat niemand teen hom gestaan nie? Dis vir my so, en dan kyk En ek dan- net hoe al daai mense aan. En hy klap gelyk aan. Hulle presies gelyk. hulle wip ook op en af. Hulle lyk Ja. soos Wii karakters. Ja. Want hulle lyk so animated, bro. Ek weet Dis as dit so gesê ons gaan weird. nie oor aliens praat, maar daai mense is, ek belowe julle is aliens. Hulle of ten minste AI robotte wat letterlik net iemand volg. Ja, brother, met Hulle is- respek. Ek sou ook Sorry. op en af hop en vir iemand klap as soos my hele familie jy mag soos nie op nie, gijslaar ja, word jy- gehou word. Jy weet, Jy kan nie eens dis op nie hou. dis die vinnigste wat ek ook comply met 'n regime. Ja. Maar dis net my persoonlike opinie. Maar terug by die oorlog, hoe gaan dit Suid-Afrika beïnvloed? Dit gaan elke land sleg beïnvloed want Suid-Afrika is so afhanklik van Ander lande se van invloede ander en lande, uitvloede. ons verhoudings met ander lande, dat enigiets wat Amerika raak, enigiets wat die Verenigde Koninkryk raak, enigiets soos dit gaan ons ook raak. Ja, ek dink as jy hierdie kyk, jy maak maar gereed om weer van scratch af jou eie heuning te produseer en jou eie kos te begin plant en sulke tipe goed, want dalk gaan ons weer in die groot trekrigting in. Oh, hell yeah. Ek gaan nie terug Drakensberg toe nie. Jy weet, dit Jy is gaan nie terug Nederland, Frankryk of Ek sal terug op die VOC klim, die Ja. Verenigde Oos-Indiese Kompanjie. Ek Ja. dink is dit ons om, jy weet, Vasco Gama. Maar in 'n geval, jy het nou gepraat hoe dit Suid-Afrika natuurlik gaan Suid-Afrika, maar ons gaan nou nie in diepte ingaan hoe dit verder is. Want ons is nie kenners nie. Ons is definitief Dit moet ons by sê. Ons doen ook nie genoeg navorsing daarop nie. Maar wat ek wel vir julle kan sê is NATO, wat doen NATO? Hoekom bestaan NATO? So Wat- 'n groep soos- mense bymekaar kan kom en Wat soos geld en kry. mooi lyk. Ja, en wat baie geld kry. Okay. Maar kom ons gaan aan na die volgende ding. O, so was daar net soos 'n dis. Soos dit irriteer die wille waks het my dat so iets bestaan. En hulle doen net niks. Hulle doen regtig niks. Onthou, Ja. terug by die conspiracy theories ding. Ek dink daar is 'n elite wat agter die skerms die hele wêreld beheer. Ek sal nie verbaas wees as NATO iewers daar betrokke is nie. Hulle is so stil, maak my dink hulle doen iets in privaat. Daar's nie 'n manier wat hierdie ouens net genuinely sit en niks doen. Ja, Maar bly ingeskakel vir toekomstige episodes. Ek en Joe stel al hoe meer belang in
in conspiracy theories. Ja. So ja, en ons het 'n verskriklike funny vermoë om strooi te kan praat. Ja, nee, ons is baie goed daarin. As jy Ons is regtig goed as jy daarin. twee ouens wil sien wat gewoonlik oor politiek praat, wat eintlik regtig dom goed sê. Soos Hierdie is nie die video wat jy gaan kyk as ek eendag aansoek doen om by jou te werk hier by. maar nietemin ons kry daarmee mense wat slim goed sê, so. Ons moenie net ons volg vir die Maar daar's ook 'n paar mense wat Dis fyn. Daar's plek vir almal. Daai klink so Dit wil nie nou die dag- daai klink so liberaal. daar kom dit nou die dag op daai eerstejaars video van ons. Kom dit hou huis van ek raai raad ook in my eerste jaar gekry. Nou is ek kalkulus. Ja, dis kalkulus. Ek is Jammer jammer, te ek is hoor, so jammer om dit te hoor. Ons moet tog reply. Ons moet eintlik, ons moet 'n stelsel begin kry vir daai. Maar in elk geval lang storie. Kort storie. Kom ons gaan oor aan cricket. Wat dink jy van die cricket? Ek weet jy kyk dit nou nie regtig nie, maar Ek sê soos jy met cricket nie. kyk, Al wat ek sê is ek dink Suid-Afrika begin homself op alle sportvlakke al hoe meer tussen die groot name sit. ja, nee, ek dink en dis iets om op trots te wees. ja. Jy weet, maar jy sal vir my kan sê wat die Ja, kyk, die wat cricket eintlik gaan. almal wat nou hierdie dophou, ek dink Suid-Afrika doen ongelooflik goed. Ek gaan so vinnig net 'n paar stats lees wat eintlik net uiteensit. Ons het vir India het ons gewen die eerste T20 game wat ons teen hulle gespeel het. Ons het, ek hoop ek lees die eerstes. Ek dink die voriges was dalk net, ja. En toe het ons vir Kanada gewen, ons het vir Afghanistan gewen. Ons het vir Nieu-Seeland gewen. Ons het vir UAE gewen. Ons het vir India gewen. Toe weer ons het vir West-Indies gewen. Ons het vir Zimbabwe toe gewen. So ons het nog nie 'n game verloor. Maar dis eintlik wonderlik. Jy Nee, weet, dis die feit dat ongelooflik. ons so kan kompeteer. Maar ek moet sê daai span is so, dis vir my regtig sekere dele, ek dink dit is goed, dis vir my baie goed aangesit. Dit is vir my soos nommer 1 kan bat, nommer 2 kan bat, nommer 3 kan bat, nommer 4 kan bat, nommer 5 kan bat, nommer 6 kan bat. Soos wat ek net daar Wat van bedoel nommer is, 7? ja, dis bowlers. Maar wat ek net bedoel is, dis regtig 'n span van okay, daar gaan Makram en byvoorbeeld Brewes uit. Okay, hier's daarom nog 4 Ja, ander, Brewes. Reckleton en wat ook al wat nog steeds, ja, Brewes affies. Ja, well done vir dit. Brewe is jy goed, ons is trots op jou. Ja, nee, en so ek sien uit vir wat nou kom. Ek sien uit ons is nou deur na die semifinaal toe. Ja. So dis great. Ons Bring hoop die beker huis toe, Ons hè? hoop net hierdie vlak en kwaliteit van spel word behou. Ja. Want jy weet ons niks slegter as 'n briljante seisoen wat net skielik drop nie. Ja. Dan vat ek eerder 'n slegte seisoen wat sleg eindig. Ja, Maar moet my nie hoop gee nie. maar wel dan vir Zimbabwe. Ja, wel gedaan. Australië het klaar uitgeval. Zimbabwe het letterlik Was Zimbabwe is ook soos ons. Een Hulle van begin die- ook al nie meer klim, ou. ja, maar ek weet nie ek het nog 'n interessante opinie oor byvoorbeeld Amerika se spanne en so. Jy weet Amerika se span bestaan grootliks uit Indiese spelers. Soos dit is nie Maar obviously, nee, maar Amerika se nasionale wiskundespan is almal Chinees. maar my punt is net soos Dis crazy. ja, maar dit is nog een ding as jy daar bly, maar dit voel vir my soos hierdie Ja, lande kry gaan koop letterlik spelers om Ai, maar tegnies, dis wat Inter Miami met Messi gedoen het. Jy weet, hulle vat die Ja, bestes van die beste dis wat ek nou sê. uit ander lande uit. Dis soos Ons is die op enigste skool. land wat dalk 100% kan sê okay, dalk Australië hulle ook en so, India ook. Maar wat dan kan sê trots ek ons spelers kom van ons land af en ons rugby spelers kom van ons land af. Ja. Ons het 'n baie goeie diepte in ons land van ons Ja, sport. nee, en maar soos kom ons gebruik nou weer Messi as 'n voorbeeld. Jy onthou soos op skool as jy hoor daai ou kom van soos Paulus af om vir ons rugby te speel. Dis dan sou van Hy kom van nou dis eintlik Waterkloof. Ek hou net van hoe dit opgeskuil is in soos in wêreldsport. Jy Ja. weet want dis presies wat nou Maar gebeur. as jy 'n ou van Waterkloof af gekry het, julle skool, ja, sou jy Nee, maar ons sou nie ou van Waterkloof af gekry het nie. Kos is julle sou ook nie. Julle sou nie sommer wat 'n rarige terg eintlik net vir Waterkloof.
Interhoor. Interhoor. Ja. Dis frieker man. Ek moet sê julle, dis interessant dat as jy in 'n skool was waarop jy trots is, Herman was in Affies, ek was in Menlo en ek my Gideon, die persoon wie ek nou saam mee werk as projekbestuurder, hy was ook in Menlo Park in 2008, hy matrikuleer. Sy meisie was in Affies. Sy vrou was 'n meisieshoër geweest. En hoekom moes jy dit nou net clarify? Is daar meisies in julle skool? Hoekom is jy ek kry net hierdie gedeelte in my kop van as 'n ou sê my girl was in Affies, dan dink ek hierdie ou is saam met 'n man. Ek sukkel, dis niks nie. Ek praat altyd van Affies seuns en Affies meisies. Ek gaan net vra as jy Google, wie kom eers op? Ek gaan sê kyk. Hierso. Wag, kom ons. Ek sal dit op die skerm sit. Op die skerm sit. Dankie. Maar punt wat ek wou maak is selfs hulle het nog gepraat oor interhoor en daai lekker debat van goeie kompetisie tussen skole. Soos dis vir my lekker ons praat nou dis lekker om te sien die skole gaan aan en die kompetisie bly hoog. Ek bedoel Affies wen die seuns afdeling wat hulle nog elke jaar doen, Menlo Park wen die gemengde afdeling wat hulle nog elke jaar doen. Maar dit is my so ironies en ek gaan hierdie wie wil bietjie daaroor gesels. Die eerste ding toe Menlo Park se seuns tweede is. Toe sing Affies mos hulle classic Menlo se meisieskool. Maar dit is my so ironies, nê, dat jy so iets sing, maar jy sou nou eintlik eerder so iets sing vir Waterkloof of Garsfontein wat 6de en 7de is, verstaan? Ja. Maar vir 'n skool, 'n gemengde skool wat tweede is, met hulle mans, is dit eintlik ook die laaste ding wat Menlo Park is. Verstaan jy wat ek bedoel? Dis eintlik die weerste tyd om daai te sing. Is dit so diep nie? Dis al wat ek gaan sê. Dis 'n lekker gesprek nou. Nee, maar soos maar dit is hulle gaan so diep nie. Maar ek vra net dit is vir my die ironiesste ding dat jy dit op daai tyd sing. Dat jy dit op vir 'n tweede plek. Dis 'n klomp testosteroon gevulde seuns op 'n paviljoen saam met jou beste pelle. In daai oomblik voel daar niks meer reg nie. Elke ou wat ek bedoel en dis nie net so in Affies nie. As jy al ooit deel was van 'n geesvang op 'n paviljoen tydens 'n rugby game of enigiets. Ek wou net 'n punt maak. Jy weet, nou maak jy dit diep. Ek maak dit nie diep nie. Nee, al wat ek sê is dis my eintlik wonderlik dat skole so mekaar so kan band. Ek bedoel ek en Herman gesels nou nog lekker oor die verskillende skole. En dit is altyd lekker om te weet daar is kompetisie en dis lekker dat daar 'n gesprek is. En ek bedoel soos Joe gesê het, ons het nou die seuns afdeling gewen, hulle het die gemeng gewen. En ons lag nie vir mekaar nie, ons het respek vir mekaar. Vir wie lag ons? Ons lag vir Garsfontein. Dis net 'n grappie, maar ons het bietjie geskrik want as dit nie was vir Mystery nie, was julle nou in die B-bond gewees. Ja, en Eldorain, baie geluk. Julle skuif A-bond toe. Ja, en ek dink dit gaan net 'n jaar. Maar dalk die volgende persoon wat op die interhoor groot gesprek is Kira Hazeldien. Ja, maar hulle het daar aflos gedominate. Ja, maar hulle het hom hard gedoen. Dis eintlik maar vir bestaan was aflos eintlik ons ding. Dit was hard ons ding met die blitse. Nee, dit was. Oh well. Daar's 'n jaar nou en 'n jaar en ek dink dit was so nou en dan 'n keer wat Menlo Park die aflos sy wen en so my meeskandidaat het hulle hom gevat. Nou staan nie iemand in die spel, maar ek kan verkeerd wees. Iemand kom en as hulle daarvan weet, maar soos ek het nou verstaan, Kiro Hazeldien kry dan nou van al die verskillende Kiros in Suid-Afrika. Maak hulle dan nou amper eintlik die beste atletiek span by Kiro. Is dit 'n all-star tipe situasie? Ja, verstaan is iets soos dit. Ek het net nou gehoor iemand gesels daaroor en sê dit is die geval. Ek kan verkeerd wees. As dit so is, so kom en indien dit so wild. Is. Maar ek dink nie daar is iets fout daarmee nie. Ek dink net dit is 'n advantage wat nogal groot in hulle rigting speel. Ek sien geen fout daarmee nie. Of okay, dalk het ek daai versigtig sê. Ek sê dat ek geen fout daarmee sien nie. Al wat ek sê is dit is goed om met interhoor en soos interskole atletiek en sport is dit goed om uit 'n gemaaksone uit te kom. Definitief. Ons was verlang was dit wie gaan wen? Affies of Menlo. Ja. Of wie gaan die seuns wen? Affies, wie gaan die gemeng wen? Menlo. Maar sodra daai bietjie daai inkom van okay ja, Affies gaan wen, maar die aflos wat eintlik die hoofding van die soos die hele byeenkoms is daai finale aflos. En dit word gewen deur Kiro. Dis great. Dit gee bietjie daai gevoel van rivalry en harde werk. Ongelooflike atlete. Ja, as jy sien hoe hard baie laaste hou.
Is dit ek het nie die laaste huis sien. Maar wat vir my lekker is die ongelooflike gees. Daai gees wat daar bly, die 13,000 mense wat daar opdaag. Ja, ek bedoel, dis eintlik wild, nee. 13,000 mense daag op om 13,000 om skole atletiek te kyk. Ja, maar weet jy wat doen Akademia? Hulle wil, ek glo, hulle wil die volgende Interhoor daar. Nie die volgende nie, maar ek bedoel as die nuwe kampus gebou word. Ja, maar dit sal ideaal wees. Dit sal ideaal wees, hè? Want en dit sal beide so gedoen. Dit sal die skole wat daar Dit sal opdaag gedoen, dit sal Akademia gedoen, want Ja, maar ook Akademia net vir die doen goed. kultuur. ou. Ja, nee, Soos werklik. Maar die is hardwerkende mense, regtig. En dis mense wat En dis mense wat hulle vormingsideaal agter mekaar het. Ja, nee. Jy weet, daar's nie mense wat so glo en so glo nie. Almal het in sekere mikroaspekte verskillende oortuigings, maar as jou vormingsideaal en jou waardesisteem almal dieselfde is, ten minste in die werksplek, Ja. dan gaan dit 'n sukses wees en Akademia is 'n wonderlike voorbeeld daarvan. Ja. Ek kyk nou weer na hierdie jaar se eerstejaars van Pretoria en Centurion alleen. Daar's verskriklik baie. Dit begin, daar's mense wat al hoe meer gebruik maak van hierdie. En die Parel kampus doen net so goed. Ja. Jy weet, dit is Weet jy wat was die meeste mense wat aansoek gedoen het of navraag gedoen het, maar net dalk was dit nie presies volgens getal nie, maar net wie die hele tyd by Akademia se stalletjies was. Soos die mense was letterlik Melopark en Affies. wat vir my sin maak. Want dis twee skole baie vir en vanuit taal en kultuur. Jy weet, en dis wat Akademia vir alle ander skole is ook. Dis maar net daar is nou maar net baie opmerkend geweest. Dit kan wees dat meer Garsfontein of meer Waardkloof of tal was. Ek bedoel maar net. Maar ek bedoel as ek en jy nou kyk, hoeveel ouens sien ons raak wat ons herken van skool. Dis baie. Dit neem al hoe meer toe en dis wonderlik om te sien. Dis sulke nice mense. Ja. Maar anyway, Maar bietjie vir die twee van julle wat saam met my boks kyk. Dit was nou onlangs Mario Barrios teen Ryan Garcia. Meer. Comment as jy boks kyk. Ou. As jy boks kyk, asseblief comment of UFC. As jy teen Herman 'n fight wil hê, hy sal dit doen. En ek sal jou nageslag eindig seun. Of meisie, ek dink miskien weer om to you Joe comment. Hy is net soos 2 meter massief. En dan sit ons die fight op, ons neem dit af. Wat sê hy? Day 3 of me getting ken jy daai? Day 3 of me getting knocked out. Jy weet, as hy met sy followers fight. Dis nie wat ons hier gaan doen nie. Al wat ek sê. Dan gaan hy soos na Logan Paul ja, goed. En dan voeter hulle vat in sy onderbroek. Ja, of soos in 'n prime kostuum. Ja. In elk geval boks. Mario Barrios teen Ryan Garcia. What a fight. Ek bedoel Ryan Garcia is al lank in hierdie hele storie. Ek bedoel hy het vir Devin Haney in sy mink ingeslaan. Ja, hy was op roids of op PEDs. Maar hy het nog steeds vir hy het nie geëindig. Toe eindig Gervonta Davis hom. En toe sit hier die hele up and down storie. Maar Ryan Garcia het nou officially sy eerste championship gekry. Hy is nou vir die eerste keer world champ. Ek dink WBO. Nee, maar dis 'n nadat hy vir Mario Barrios gewen het. En Mario Barrios is nie 'n pushover nie. Hy was een van Gervonta Davis se toughs, se moeilikste opponente back in the day. Hulle noem the Aztec Warrior. Okay. So, dit was vinnig vir die van julle wat boks gekyk het. Laat weet my wat julle dink. Eintlik van enige van die sport. As julle nou 'n opinie het oor cricket of jy het 'n opinie oor politiek of oor enige iets, jy weet, laat weet ons wat julle dink. Ons wil altyd hoor wat julle te sê het, want glo vir my en Joe se stemme raak vir onsself na 30 minute verskriklik irriterend. Ja. So dit help nogal as julle bietjie terugvoer lewer ensovoorts. Maar Joe eintlik heeltemal van skrip af. Ek dink ons moet jy moet ook maar net ek sou ook, maar jy moet ook net vir die mense dalk 'n bietjie vertel wat op die oomblik in jou lewe aangaan. Hoekom ons sakies so produktief is soos wat ons aan die begin van die jaar was nie. Net die herstrukturering en die herdenking en herbeplanning wat ons vir van ons jaar uiteen moet sit vir die Harry en Joe experience. Ja, wat gaan aan? Kyk, ek dink wat nou moeilik is ons moet nou 'n roetine kry. Ons het 'n gewone sekere roetine gehad wat vir ons gewerk het. Ja. En ons het 'n roetine gehad wat ons nie die sekere hoeveelheid
verantwoordelikhede gehad het wat ons gehad het nie. Maar op die eind van die dag is dit eintlik dat ons nou die nuwe roetine vasvang. Ek het die werk wat ek nou begin het, ek is obviously in 'n verhouding en dan moet jy nog as jy klaar is. En dan moet jy natuurlik nog die geloof prioritiseer. Jy moet nog ek swat self nog hierdie jaar ook. Hy het vergeet om sy pelle te prioritiseer. Ja, nee, maar ja, ek was afgeskeep. Dames en here. Ek dink ek was af. Dit het amper die Harry experience geword. Ja, ek joke. Jerry goed vir homself. Ek spaar trots op hom. Ja. Maar nee, dit so gaan goed aan, maar hierdie podcast gaan in elk geval nog vir jare aanhou. Ja. So ek kan nog sien hoe ek soos eendag net soos in die oggend sê ek in die konstitusionele hof in die aand so skiet ek Harry en Joe experience. Ja, ons gaan moet hou. O, ja, ek praat nou die dag gehoor. Sit ek in intellektuele goedere en kuberreg. Toe praat ons oor handelsmerke. Okay. Toe dink ek ons moet soos 'n ordentlike een vir die Harry en Joe experience. Wat bedoel jy met daai? Soos bedoel jy dat ons geregistreer word? Nog nie, ek praat nie noodwendig van die registrasie nie, maar dis baie obvious ons logo is deur AI gemaak. Wat? En AI is natuurlik 'n leermodel. So hy gebruik vorige hy gebruik data om 'n spesifieke ding te skep. Wat doen jy met 'n plant hou? Ek dink is ons plant. Dit is ons plant, sorry. Maar so as enige van julle kyk en julle is van ek sal vir hierdie ouens 'n logo ontwerp. Verniet of dalk teen R20. Ons sal max, ek dink ons sal max 30 40. Sjoe, 35. 50. Nee, ek joke, as jy actually 'n goeie een op die blad sit en jy sê hierdie is baie beter. Ja, dan kan ons daar praat. Maar ja, ons sal graag 'n bietjie julle insette wil kry. Ek bedoel, ek kyk nou die dag nou weer na daar's hierdie een YouTuber wat ek al lank kyk, Jacksepticeye. En hy's ongelooflik goed, maar hy's een van die oorspronklike YouTubers en hy sê net oor soos hoe aan die begin hoe hy soos na daai eerste mylpaal van 'n spesifieke hoeveelheid volgelinge, hoe mense hom begin ondersteun het en dan stuur mense goed vir hom en dit is eintlik goed wat hy gebruik het om sy brand te expand. Ek sê nie dis wat julle moet doen nie. Maar ek sien tog uit vir die moontlikheid dat ons tot op sulke vlak kan wees. Ja, wat ek wel hierso wil bekend maak, maar ek het nog nie eens weer daarvan gesê nie. Ons gaan 'n amptelike webwerf nou finaal bekendstel. Ek het geweet is in die pipeline. Maar ja, dit lyk regtig ongelooflik veel. Harry en Joe website net vir 'n bietjie van ons agtergrond dat dit op 'n plek is, bietjie vir om ons gesigte op te sit, maar ook ons onlangste beste episode is, ons beste waar ons praat, ons visie, hoekom, net om dit op 'n plek te sit, maar ja, verder ons begin baie kyk na AI en so om dit integreer binne ons sosiale media, in die sin van dat julle as ons gefollow word, kry jy direk 'n DM wat vra waar sal jy graag wil hê ons moet praat, byvoorbeeld. So ons doen regtig baie moeite en daar's soveel potensiaal in hierdie. Ja, ek en Herman praat noudag oor 'n ekstra been wat ons wil bysit, maar ons moet dit nog finaal maak. Maar ja, net 'n bietjie ons kennis wat ons nog besig is om op te bou. Hoe ons dit moontlik met julle kan deel. Maar gee werklik, ek sê dit nou seker vir die 4de keer, gee voorstelle, DM ons. Sê vir ons, luister, ons wil hê julle moet oor hierdie praat. Of sê vir ons, luister, turns out freaking wat sou hy skool wat jy nou genoem het? Waterkloof. Kiro. Sê vir ons, luister, Kiro gebruik nie al hulle skole. Kiro. Sorry. It's fine. Ek het 'n kopseer want ek siek. In elk geval, soos gee ons julle opinies asseblief. Maar ja, so die rede hoekom ek ook bietjie dis nie net jou se skool dat ons bietjie stil geword het nie. Akademie is rof. Ek was laas jaar. Daar was rof, hè. Dis definitief bietjie 'n step op. Ja, dis net iets om aan gewoon te raak. Dis wat ek sê, die routine tipe. Ek dink ek het 3-4 maande vakansie gehad, nê. Dis omtrent hoe lank my vakansie was. Nee, daarom nou net 2,5. Piep. Ek het 2 maande vakansie gehad. Dis vrek lank, okay? Maar ja, 2 maande. 2,5. Okay, dankie julle. Hierdie was episode 11 van die Harry and Joe Experience. Dankie dat julle ingeskakel het. Asseblief,
bly ingeskakel, lewer kommentaar, like en subscribe soos elke groot YouTuber al ten minste een keer in hulle lewe gesê het. Of elke video. Maar of elke video, Dis die ja. gedeelte wat jy skiep. Ja, like en maar ja, dankie vir julle en ons sien julle dan Volgende keer met ons keer. ons is dit regtig goeie podcast wat kom. Soos ons sê, ons wag tot ons routine bietjie uitgesorteer is. Maar dankie dat julle nog steeds daar is. Dankie dat julle nog steeds kyk. Ja. Harry, Ciao. uit.